Almal het al in 'n stadium van ons lewe frustrasie beleef. Smash That in Olympus Pretoria bied 'n moontlike oplossing. Hier kan jy sommer 'n paar dinge kom stukkend slaan om 'n bietjie beter te voel. En ons het kom inloer. Nou Stefan, ons staan nou hier waar alles gaan gebeur. So vertel my net so 'n bietjie meer van Smash That. Hoe het hierdie idee tot stand gekom? Vir 'n jaar en 'n half het ek nie gewerk nie. En ek het gebid, ek soek werk. En my ma het saam met my gebid. En die woord Rage Room het in ons subconscious geval. Ek het toe nou marknavorsing gaan doen en gesien, maar daar bestaan nog nie so iets in Pretoria nie. En ek het besluit, I'm going to create a safe space where people can just let loose, get rid of your frustrations, irritations. En voilà, 3 jaar later hier staan ek en ek is spyt nie, ek kyk glad nie terug nie. Vertel my net so 'n bietjie meer van die items wat stukkend geslaan kan word. Hoe en waar kom julle daaraan en wat gebeur daarmee wanneer 'n mens klaar is en dit stukkend is? Alles wat ons vandag gaan breek is van publiek af. So enige iemand wat by die huis 'n ou elektroniese toestel het wat nie meer werk nie of hulle wil dit nie meer hê nie, kom laai hulle by ons af of ons gaan tel dit by hulle op en ons dismantle dit en dit word herwin in iets niets. So met dit gesê is, jy kom hier in, jy slaan alles stukkend. Dis jou frustrasie wat hier op die vloer lê. Ek vee dit by die deur uit en jou frustrasie word herwin in iets niets. En sê vir my, is daar iets spesifiek wat die lekkerste is om te vermorsel? Ek dink dit is die bottels as gevolg van die feit dat hy in 'n miljoen stukkies inspat. Dit is so satisfactory as jy hom gooi daar agter teen die muur en jy sien net hoe bars daai frustrasie in 'n miljoen stukkies en dis gone, hy is nie meer daar nie, dit is weg. Hoekom sou jy iemand uitnooi om 'n draai hier te kom maak? Baie mense mistake dit vir anger management. Ja. Dit is glad nie wat dit is nie. Dit is letterlik net 'n veilige omgewing vir die frustrasie ontladen. Maar dit is terapeuties. Definitief. My gunsteling woord om te gebruik vir hierdie wat hier binne gebeur is, dis 'n katarsis. Absolute katarsis. Waar kan ons meer inligting in die hande kry? Jy log op www.smashthat.co.za. Maak jou boeking, maak jou betaling. Jy daag op met jou langbroek toeskoene, ons gee vir jou die res en jy kom gil jou longe uit. Nou maar Stefan, ek dink dis tyd dat ek daai bril wat ek moet dra, gaan kry en ook die baadjie en alles wat ek nodig het. En dan moet jy my maar wys hoe dit werk. Is jy gereed? Dis reg om te gil. Ek dink ek is. Kom ons kyk. Kom ons doen dit. Beskerming en veiligheid is noodsaaklik en daarom moet 'n mens verkieslik 'n baadjie, 'n helm of harde hoed, 'n bril en handskoene dra. Nou maar Stefan, ek het nou 'n paar goedjies aan om myself te beskerm, so wys my hoe word dit gedoen. Gereed. Ek is gereed.
Nou maar Stefan, baie dankie. Hierdie was baie lekker gewees. Nou ja, ek moet sê, ek voel sommer aansienlik beter. En alhoewel geweld nooit die oplossing is nie, kom Smash That handig te pas, wanneer die emosie so 'n bietjie vir 'n oomblik die oorhand kry. So, kom maak jy ook gerus 'n draai en kyk of jy 'n ding of twee raak kan smash. Wayne McKay is one of South Africa's most recognizable comedic voices, from stand-up and hosting to radio and television. Wayne is joining us now to chat about the all-new show Afrisnaaks. Wayne, goeiemôre, good morning and welcome. Good morning, Pieter. What a pleasure to speak to you. En goeiemôre aan almal wat luister en wat kyk natuurlik. Oh, Wayne, dis my beautiful om met jou te kan gesels. Afrisnaaks is so 'n groot treffer en jy weet, wat was jy gehoor se respons gewees? Jy weet, wat het hulle gesê en wat het hulle gedoen en is dit enige iets wat jy verwag het? Man, ek kan net een ding wat ek kan sê is ek was verstom gewees, want ek het nou hierdie produksie nou gedoen vir 'n paar weke in die Kaap natuurlik en net om te sien waar die mense vandaan af kom. En natuurlik was 'n paar mense van Pretoria wat die show kom kyk het en ek was baie verbaas met die respons van die mense en ja, ek vat dit net vorentoe want dit is soos hulle sê, dis 'n produksie wat is besig om te develop in iets beter en jy add net altyd iets by en meer en so voort. So ek is baie verstom om te hoor en te sien hoe mense reageer op die produksie. Wayne, en jy vier ook sy Afrikaans in al sy forme. Ek meen, a celebration of Afrikaans in all its forms. Wat dink jy connect jou audience die meeste mee in hierdie show van jou? Is die feit dat mense kan connect in die feit dat hulle kan hulle self sien. Soms is daar mense wat nie weet wat ons praat. Nou natuurlik Afrikaans kan jy in baie konsepte kan jy gebruik in terme van die dialek sovoorts. Soos in die Kaap praat ons nou hulle noem dit natuurlik die slang, die Afrikaanse slang sovoorts. Maar mense van verskillende groepe wat nie natuurlik nie in die Kaap is nie, hulle kan relate soos hulle sê en as die show klaar is, dan kom hulle na my toe en sê hulle vir my, Wayne, ons het die show so geniet, maar sê gou vir ons 'n bietjie, wat beteken hierdie woord, en dan gee ek vir hulle so 'n 101 oor wat hierdie woorde beteken, en as hulle, die Kaap verlaat en sovoorts, dan gaan hulle met ietsie weg, en dan, en ek hou daarvan, en het is lekker om die taal Afrikaans te kan deel, nie net in die Kaap nie, maar baie plekke oor die wêreld ook, soos Namibië en dan New Zealand en Australië, en ek like die reaksie van mense. Hoor jy, dit klink vir my, die reaksie is so lekker positief en dis 'n baie entertaining show. Ek meen net om die bietjie met jou te kan gesels ook, jy weet, I can hear there's an entertainer deep down inside wat mense ook lekker besig hou. Jy's ook 'n ou wat daarvan hou om natuurlik interaksie te hê met jou gehoor. Is dit ook die geval in hierdie show? Ja, baie. Ek hou baie daarvan en dit is ietsie wat ek baie geleer het, is called improv ook. So natuurlik is gewoonlik elke aan is verskillende audience soos hulle sê. En jy weet nooit, soos ek natuurlik my show het, ek het natuurlik 70 minute of soms as my regisseur vir my sê, okay, ek kan 90 minute gaan, en dan as ek nou iets sien en gehoor en daar is miskien ietsie wat nou vir my byval wat ek nou kan in die show insit. Dit is nou, en soos ons is nou live op televisie, dan sit ek om binne in die show in, live. En laat ek sê, weer eens, die audience vir my is verskriklik belangrik en hulle reageer fantasties. Dis presies wat jy daar sê, jy weet, ek meen, jou show het die ankerpunte, maar wat tussenin gebeur, en soos wat jy ook natuurlik die reaksie kry van jou gehoor af, voer hulle vir jou, en so kry die vertoning ook dan elke aand, of elke keer as jy hom opvoer, 'n unieke kleur. Definitief. En soos mense vir my sê, en soos ek vroeger gesê het, is altyd vir my belangrik om te sien, soos byvoorbeeld ek het die show gedoen in verskillende plekke, soos byvoorbeeld in Namibië, het ek 'n gedeelte van die show gedoen, en mense het vir my gesê, ons verstaan wat jy sê, maar ons dialek
is nie dieselfde soos julle in die Kaap nie. Kan jy miskien, dus ek nee, dis geen probleem nie. Sê my net hoe, toe doen ek so die Saterdagoggend, toe doen ek so 'n loop deur Namibië, Windhoek en al hierdie plekke. Toe luister ek net hoe hulle die dialek in Afrikaans gebruik en toe adapt ek hom net na in my show die aand. En toe verstaan hulle vir my 100%. So ek altyd sê, ek is altyd verstom om te sien hoe Afrikaans reg oor die wêreld geniet word deur mense en 'n gehoor en ja, dit is maar nie dit. Hoorien, ek moet vir jou sê, ek dink daar's ook net, dis een van die muntale wat 'n ou so lekker mee kan speel, is Afrikaans. Maar ja, tersyde van die show vereers, jy het komedie gedoen, jy het stand-up gedoen, jy het MC gedoen, jy het al bietjie akteur gewees, ek meen jy het al die forme al aangevat. Is daar nog ietsie wat jy graag sou wil doen, wat jy nog nie gedoen het nie? Man, ek sal nog graag nogal 'n bietjie televisie wil doen. Ek dink ek sal 'n bietjie televisie wil doen eendag op 'n tyd, want ek doen 'n bietjie van alles. Maar ek dink televisie sal ook nogal iets wees wat ek sal wil aanpak want ek doen 'n bietjie radio ook natuurlik. Ja, maar ek is bly dat ek nog die gawe het om 'n bietjie mense te kan entertain in verskillende formate, waar dit nou media is, waar dit nou op 'n teater is en radio en so voort. Maar ek dink televisie, soos hulle sê, is nog eentjie wat so vir my staan en wag by die deur en wag en sê, "Wanneer kom jy?" Maar ek is okay, ek is baie pypend. Net om jy af te sluit, Wayne, waar gaan ons kaartjies kan kry om AfriSnaaks te sien? Wel, hy hardloop van die 1ste tot die 4de April by die Baxter Theater in die Kaap. En mense kan op webtickets gaan, www.webtickets.co.za en hulle kan Wayne, baie dankie man, dit was nou heerlik om met jou te kon gesels en sterkte met AfriSnaaks. As jy weer kom kuier, dan of as ons weer gesels, dan kom kuier jy net hier in die ateljee.